Goeiemôre, ons is nou vandag, is dit 10 Junie 2026, lesing 34 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. Kyk, as julle hom afsit, moet julle net onder by die gasbottel toemaak hoor. Wat jy hom so gemaak, dankie man. Sirenius se verontwaardiging oor Zorel se misdade, hoofstuk 67. Nou, onthou ons hoe Johannes nou deur Yeshua se gees vervul is en al die bose goed wat hierdie man gedoen het, kom nou op die lappe. Hy het hom so onskuldige, te nagekomde mens deur die wêreldse rykes en die hardes en die hardvogtiges voorgedoen. Maar ons het nou gesien, hy is nie net, hy is 'n slawehandelaar van jong kinders, veral meisies, en dan nog het hy van hierdie meisies verkrag ook. En hy is nou doodstil, en hy weet nou nie meer wat nie, want hy weet nie hoe hulle dit nou uitgevind nie. En nou gaan ons verder. En Sirenius se verontwaardiging is sekerlik ook ons verontwaardiging toe ons dit gelees het. Dat so 'n slegte man nou deur Yeshua in 'n magnetiese slaap gesit is, en dat daar hoop vir hom kan wees. Gewoonlik is ons vinnig om te sê, daai ou is verby. Daar's niks meer aan hom te doen nie. So kom ons lees wat sê Yeshua. Nou is ons Zorel eindelik heeltemal versla en het hy niks meer tot redding van sy eer om na vore te bring nie. Hy begin by homself diep na te dink oor wat hy nog ter regverdiging van homself uit sy brein tevoorskyn sou kon bring. Maar hy vind alle uitweë afgeslote en daar vertoon hom geen enkele hoe klein gaatjie waardeur hy sou kon ontsnap nie. Johannes maan hom aan om te praat en van sy gespanne boog gebruik te maak, maar Zorel wil nog steeds nie sy mond oopmaak nie. Julle kan onthou in die vorige lesing, het hy so spoggerig vir Johannes gesê, jy kan maar praat, maar onthou, ek staan met 'n gespanne boog om jou te antwoord, bedoelend dat die woorde wat hy het reg vir Johannes gaan hom soos pyle tref, maar nou is hy doodstil. Sirenius egter bietjie verbaas oor Zorel se boosheid vra aan my Yeshua, meester, wat moet nou daaraan gedoen word? Al die omstandighede maak dat die man strafbaar is, want ons wette met betrekking tot slawehandel staan wel toe om slawe saam met hulle kinders, as hulle het, aan enige een te verkoop. Maar kinders van vrymense, spesifiek van die vroulike geslag, mag nooit op 'n mark gebring word onder die leeftyd van 14 jaar nie. Daarop staan 'n swaar straf. Dit is 'n misdaad. Nou, dis hoe die dinge gegaan het 2000 jaar gelede. Vandag is dit heeltemal anders. Jy mag glad nie slawehandel toepas nie. Verder moet enige een wat slawehandel wil dryf, daarvoor 'n eie wetlike gereelde bevoegdheid hê en aan die staat 'n aansienlike koopsom vir die bevoegdheid betaal en tevens 'n jaarlike spesiale hoë belasting. By hom en sy kamerade is daarvan in die verste verte geen spoor te beken nie. Dus het hulle clandestien handel gedryf, wat nogmaals 'n groot misdaad teen die bestaande wette beteken, waarop onder sulke verswarende omstandighede 10 jaar kerkerstraf staan. Nou hierdie man wat nou hierdie redenasie maak, is die hoofregter oor Klein-Asië. Hy werk vir die Romeinse keiser en hy's baie hoog aangestel. En dit is die wette wat hy ken en wat hy elke dag bereg. Nou 'n kerkerstraf is seker erger as 'n tronkstraf. Dis 'n gat in die grond waar hulle jou ingooi. Die ou Kaapse kasteel het ook kerkers gehad. Ek was eendag, het ons 'n toer daardeur gehad en dit is nogal gruwelik om te dink jy moet vir jare in daai gat opgesluit wees. Daarby kom dan nog 'n 5voudige baie gewetenlose verkrachting, wat so ernstig is dat die dood daarop volg. Dit is alweer 'n misdaad, waarop onder sulke verswarende omstandighede minstens 15 jaar kerkerstraf staan of selfs die doodstraf.
En van 'n meer onlangse datum kom daar nog allerlei diefstalle, bedriegery en deurtrapte leuns by. Meester Joshua, u ken my pligte ten opsigte van die staat en my eed op alles wat vir my gewyd en dierbaar is. Wat moet ek in hierdie geval doen? By Mathael en sy 4 geselle was hulle absolute besetenheid 'n sekere beskerming teen my harde plig as opperregter van die staat. Maar hier is glad niks wat die man beskerm teen my plig as regter nie. Hy is 'n volmaakte booswig. Is ek hier nie verplig om my streng taak te handhaaf nie? Nou ja, dit is 'n logiese, verstandelike redenasie. As 'n man die wet oortree, dan moet hy gestraf word. Klaar, punt. Daar's nie stories nie. Nou kyk wat sê Joshua vir hom. Joshua sê, luister, omdat ek toevalliger gewys hier die meester is en jy wel beskou, slegs aan my jou eed verskuldig is, en ek jou daarvan kon ontslaan hoe en wanneer ek wil, het ek ook intussen alleen te bepaal wat hier agtereenvolgens vir die genesing van 'n siek siel gedoen moet word. Bovendien het jy jou eed aan gode gesweer, wat ewiglik nêrens bestaan nie. En omdat die beskermers van jou eed so min voorstel, sal jou eed ook nie baie meer kan voorstel nie. Jou gode en jou eed is daarom op sigself een groot nul. Slegs in soverre ek jou eed as 'n teken van trou beskou, het dit ook waarde. Maar vir sover ek jou eed as nul sien, het dit vir my ook nie die minste waarde nie. En is jy in elk geval vir hierdie oomblik heeltemal daarvan onthef. Nou ja, toe hulle hom nou ingesweer het as hoofregter, omdat dit 'n goddelose heidense nasie was, die Romeine teen daai tyd, het hulle dit seker by hierdie klomp gode wat ons al die name gedeur gegaan het, soos Jupiter, Pluto, Juno, Minerva ensovoorts. En Joshua tereg ook sê dat so eed, wat jy aan sulke goed aflê wat nie bestaan nie, is nie by geldend nie. Ek weet nie wie van ons het kennis van watter eed hulle nou in ons parlement aflê om hulle taak te doen nie. In die ou tyd was dit gedoen met jou hand op die Bybel, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wat weliswaar nie heeltemal korrek is nie, maar ons weet presies watter God ons onderskei. Nou kan ek nie glo dat dit so gedoen word nie. So, al hierdie amptenare wat nou aangestel is oor ons, glo ek, neem sy amp op in die naam van heidense afgode. Want dit is nie vreemd nie, ek het al foto's of video's gesien dat die Sangomas voor die parlement oopmaak, kom hulle in met hulle bokbloed en hoenders wat hulle slag en allerhande rook daar rondwaai. En hulle gode moet gesis word, so moet die Indiërse gode gesis word, en al die ander gelowe wat nou in daai parlement saam sit. En dan ook onder hulle word amptenare aangestel in name van hierdie gode, wat dus glad nie enigsins bindend is op ons nie. Want ons het net een, en dit is Joshua. En hy sal vir ons eendag, wanneer ons vry is, sal ons ook amptenare kry wat onder sy gesag en onder sy eed oor ons aangestel sal word. Maar net so om die man se posisie te verstaan. Vers 9, ek sê vir jou, dat die ondersoek van hierdie man nog nie heeltemal afgeloop het nie. Daar sal nog gewis heel wat tevoorskyn kom, wat jou nog meer sal aangryp. Hierdie is 'n heel merkwaardige man, wat jy eintlik al daardeur beter moes geken het, omdat hy in sy magnetiese slaap al grotendeels, alles dit bietjie algemener as nou, sy innerlike blootgelê, veral in sy eerste berouvolle stadium. Die nou plaasvindende openlike onthulling gaan weliswaar meer spesifiek te werk
omdat dit op die wyse te werk moet gaan, maar jy moet geen aanstoot daaraan neem nie, want ek laat dit juis daarom plaasvind, om julle 'n deur en deur siek siel heeltemal te laat sien, en vervolgens ook die medisyne vir die moontlike genesing. En dit is woorde vir ek en jou vandag, 2000 jaar later, het hy hierdie stuk ingesluit, sodat ons moet kyk, dat so deur en deur siek siel, ek bedoel, daar's nie baie mense wat so boos was soos hierdie ou waarmee ons elke dag te doen het nie. Maar selfs hy is daar 'n medisyne vir die siel, wat Joshua dan vir ons nou hier leer. Want Sirenius is maar op die ou eind net ons. Vroeger het ek jou reeds vertel, hoe ontakties en dom dit sou wees, om 'n mens met 'n siek liggaam, met die roede en die kerker te straf, omdat hy siek geword het. Hoeveel ontaktischer en dommer is dit dan, om 'n mens vanweë sy deur en deur siek siel, liggaamlik en moreel met die dodelikste slae te straf. Sê my eers, vriend Sirenius, het jy in jou ywer die les van my nou al heeltemal vergeet? Nou ja, net so min as wat ons 'n mens wat nou kanker gekry het, sê nou maar ernstige siekte, om nou pyn gaan aandoen, en hom gaan, sê nou maar, wegjaag, en allerhande dinge doen teen hom. Net so min mag ons dit ook nie met 'n sielsieke persoon doen nie. En, want die siel wat siek is eintlik erger as die liggaam wat siek is. 'n Siek liggaam bring nie noodwendig die mens as hy doodgaan in die hel nie, maar 'n siek siel bring daai mens in die hel. Klaar. En daarom moet ons alles poog en probeer om siek siele te kan genees. Maar dis nie 'n maklike taak nie. Ek wil, ons het dit al baie probeer. Party kry jy reg, maar die meeste kry jy nie reg nie. Nou sê Sirenius, nee, nie dit nie, o majesteit en hoogste meester van die ewigheid. Maar weet jy, ouder gewoonte steek daar by my af en toe 'n klein stormpie op, as daar ergens so deurtrapte booswig opduik. Maar u sien goed, hoe gou ek my laat vermaan, en daarby my ou domheid ook dadelik insien. En dis wat by ons ook gebeur. Hulle meld 'n situasie aan wat vandag, of laasnag daar gebeur het, daaronder. Dit is baie erg. Iemand anders se regte, wat elke mens het regte op hierdie plaas, is deur absoluut vertrap. Dan raak jy onmiddellik so kwaad. Dis daai stormpie wat opwel in jou. En nou het ek al geleer, jy moet nie onmiddellik die saak hanteer nie. Jy moet eers laat 'n bietjie tyd verbygaan. Laat daai storm verbygaan en dat daar 'n kalmte kom, sodat jy kan insien dat daai siel is siek. Nie net boos nie, hy doen bose dade, maar meestal omdat hy met ander bose geeste beset is. En die siel nie in staat is om daai boosheid te staan nie. En dan moet 'n mens vir Joshua in jou hart vra, nou wat doen ons nou hier? Hoe gaan ons te werk met hierdie siel? En antwoorde sal jy altyd kry. Nou sê Sirenius, nou verheug ek my alweer oor die verdere ondersoek, waarin ons Johannes baie bekwaam skyn te wees. Maar daartoe behoort ook Johannes se wysheid en sy innerlike deurskouingsvermoë, natuurlik gelei deur u gees. Die mooiste is egter dat Zorel eintlik nog niks opgemerk het van iets wonderbaarliks nie. En terwyl dit hom tog moes opgeval het, dat die wyse Johannes hom sy gruwelikste doodsonde uit alle lande waarin hy dit begaan het, so goed beskryf, asof hy orals oog en oorgetuie sou gewees het. Joshua sê vir hom, luister jy nou maar weer goed, want Johannes sal dadelik weer met hom verder gaan. Sirenius word weer heeltemal aandagtig. Ek sê egter vir alle aanwesige vroue en meisies dat hulle self in die tente moet terugtrek, omdat die verder behandeling slegs vir ryper manne van belang is. Al die vroue gehoorsaam
insluitende Jara en die 2 tot lewe geroepte dogters van Sireneus, Gamelia en Ida. So, hier weet ons al dat iets is aan die kom, wat baie erg is, dat die jong dogters nie daar mag by wees nie. Die nuuskierigheid van die hoofstuk 68 is Zorel se verdere verontskuldiging. Lyk my hy het nou asem geskep, nou wil hy hom weer verontskuldig. Die nuuskierigheid van die vroue was weliswaar groot, maar die uitwerking van my woord was tog sterker, en almal gaan na die tente van Oran, waar hulle so lang moes bly totdat die mense hulle weer sou roep. Toe die vroue hulle onttrek het, sê Johannes vir Zorel, wel, hoe staan dit nou met die afskiet van jou gespanne boog? Ek glo dat jy al jou puntige pyle in die lug geskiet het, sonder om ergens iets te getref het. En tog wou jy vroeër selfs 'n geveg aangaan met die oneindige wysheid van Elohim. Ek raai jou aan om nou te praat, as jy nog iets kan sê. Zorel antwoord uiteindelik, wat moet ek dan nog sê? Die gode mag weet hoe, onthou hy se heiden. Maar jy weet toch al alles van wat ek vanaf die wieg gedoen het. Waarom moet ek jou dan nog meer vertel? Ek sou graag nog iets wou sê, maar waarom sou ek my nog verder verdedig? Soos wat ek was en vir die grootste deel nog is, so gedra ek my ook. Want ek kan toch nie anders handel as wat my hart my ingee nie. Kan leeu's of tiers iets daaraan doen dat hulle wilde diere is? Dit is nou eenmaal hulle natuur, en hulle is toch beslis, nie deur en deur verkeerd, omdat hulle is soos wat hulle is nie. As hulle sleg is, het slegs die een skuld wat hulle so geskape en gemaak het. Kyk nou hoe vat hierdie ou die blaam weer van homself af weg en plaas dit op Vader self. Vader het hom nou so gemaak. En Joshua het hom in die vorige hoofstuk al aangespreek, omdat hy hom al sy redenasies is ten opsigte van homself, vergelyk hy dit met diere. En Joshua sê toe vir hom, dat daar iets anderste in die mens is. Die mens is vir 'n hoër doel geskape, as om net te eet en te ontlas. Dis die woorde wat hy gebruik het. 'n Mens het 'n siel, wat 'n godsbesef het, wat 'n gewete het, en wat 'n vrye wil het, wat 'n dier nie het nie. En as jy dink jy het dit nie, dan lieg jy vir jouself, want dit is deel van die gees wat in ons is, wat ons denkende siele maak om te besluit tussen reg en verkeerd, wat 'n dier nie kan doen nie. 'n Dier doen net wat sy instink vir hom sê om te doen. En as hy 'n instink het dat hy moet proteïen eet, en dat hy ander diere moet, wat swakker as hy is, moet doodmaak daarvoor, dis deel van sy geskapenheid. En daar is ook 'n doel daarmee, al sien ons nie die doel nie, maar ons wat die siele leer nou redelik verstaan oor al die jare, weet dat byvoorbeeld, as 'n arend vlieg, en hy duik op 'n hasie af, en hy gryp daai ding en hy eet die hele haas op met bloed, vleis en al, dan gaan daai bloed spesifiekums van die hasie, gaan in die arend se bloed in, en die arend word makker, hy word minder wreed, vanweë hierdie ding wat hy moes doen. Hy moes die ding doodmaak en eet, dis hoe hy bestaan. En so kan ons dit ook sien dat mense, jy kry stamme wat enige iets eet. My pa het altyd vir my gesê, as jy in Lesotho ingaan, is die eerste ding wat jou tref, is 'n totale stilte. Daar is niks meer daar nie. Daar's nie 'n voeltjie nie, daar's nie krieke nie, daar's nie niks nie, daar's nie diertjies nie. Hulle het daar die hele land opgevreet. Daar's niks inheemse plante of diertjies of insekte en voeltjies nie. En in Afrika vind ons dit baie.
dat hulle eet verskeurende diere, en daai diere se bloed kom in hulle bloed, en dan word hulle nog meer verskeurend ten opsigte van alles. Hulle sal baie ernstig hulle vyand nie net doodmaak nie, maar op 'n wrede wyse doodmaak en dan ook opeet of opvreet. So dit is van die dinge wat ons onderskei, ons wat sê ons is Vader, God se kinders, van hierdie ander mense. En daarom, ons het gister so 'n bietjie gepraat oor hulle wat nou hierdie slawehandel nou in die moderne tyd toepas en hierdie arme kinders slag en kook of braai, ek weet nie hoe doen hulle dit nie. Hoe verskriklik wreedaardig moet jou siel nie wees om dit te kan uitvoer nie. Ek kan nie eens na die video's daaroor kyk nie. Ek kyk nie so, dan sit ek dit af. So, dit is dinge wat nou aan die hand, of hand oor hand toegeneem het, en is nie net van vandag af nie. Ek het 'n video vanmôre gekyk, wat dit is al meer as 100 jaar gelede, is hierdie goed al gedokumenteer, dat Britse eerste ministers, en hooggeëerde klomp mense in Engeland, die koningshuis, die regering, almal hulle self besig hou met hierdie praktyke wat hierdie man hom nou gedoen het. En hulle word nie uitgevang nie, want hulle beheer alle reg. Niemand kan iets teen hulle doen nie. So dis nie 'n ding wat van gister af kom nie, dit is seker definitief lank voor 100 jaar al, is dit ook in gebruik. Daar's net nie meer 'n dokumentasie daaroor nie. Nou met die internet wat eintlik oral is en baie onafhanklike beriggewers, is dit alrede hoekom ons nou meer van die goed weet. Maar hoofsaaklik omdat Vader gesê het aan die einde van die tyd sal die gruwels geopenbaar word. Oom Siener het dit gesê, wat ondergeploeg is sal boontoe gebring word. En dit is hoekom ons nou al hierdie goed wat in die duister plaasvind, is dit nou besig om vir ons belig te word. Wat gaan gebeur met hulle, weet ek nie, of daar 'n mag oor die aarde gaan kom, wat hierdie goed gaan in die kiem smoor en dan verder heers. Ek weet nie, ek is nie 'n profeet nie, maar soos ek dit het, gaan dinge net erger word, totdat daar 'n natuurkatastrofe kom, wat sekerlik nie meer ver is nie, wat die hele wêreld gaan affekteer. Dit gaan nie net, soos gister, groot aardbewing in die Filippyne wees nie. Dit gaan iets wees wat die hele aarde gelyktydig gaan tref. En dan sal die mense teruggeruk word na die eeue toe waar daar geen kommunikasie was, geen niks nie behalwe net ons en die aarde. En ons sal onsself moet beweeg deur diere te gebruik, want niks gaan loop nie. Dit het Oom Siener ook gesê, die karre staan op die bilte. Nou alrede is natuurlik, daar's nie brandstof nie. So berei onsself voor vir hierdie tyd wat kom, en as ons Joshua aan ons het, hoef ons glad nie bang te wees nie. Ek sien hier's baie mense op die internet wat mense vreeslik bang maak en bevange maak. Moenie dat sulke mense jou raak nie, want met hom kan ons enige plek wees, ons is beskerm. En hier op hierdie plaas is net so 'n goeie plek as in die Karoo of iewers in Noord-Kaap. Waarom kan daar duisende mense, dis nou sy argument, makker as lammers wees, en waarom is ek dit dan nie? Het ek dalk myself geskape en so gemaak? As ek egter maar net sleg sou wou wees, dan sou ek nou alles wat jy ook maar deur jou wysheid oor my gesê het, nog heeltemal kon ontken. Want die wyse uitsprake van een enkele mens geld by ons vir die forum van die wêreldse reg, nooit as bewys, solank dit nie deur uitsprake van ander getuies geheel en al bevestig is nie. Maar ek erken jou wysheid en dink dat jy 'n mens is wat my nou nie wil skaad nie,
maar slegs wil help. En daarom beken ek dat wat jy oor my vertel het, waar is. Ek loon die waarheid van dit alles nie in die minste nie, maar ek sal my tog altyd nog wel mag regverdig. Dit staan jou egter sonder meer vry om alles hardop te vertel, wat ek ten gevolge van my daartoe neigende aard gedoen het. Want meer as dood kan julle my nie daaroor maak nie, en die dood kan ek moedig in die hol duistere oë kyk, want daarvoor is ek nie bang nie. Daaruit kan jy reeds uitmaak dat ek geen groentjie meer is nie. As aan jou uit my ploertige lewe miskien nog 'n paar skouspelagtige dinge bekend mag wees, kom dan maar daarmee na vore, want niks ter wêreld kan my nou al meer steur nie. Oorigens het jy met betrekking tot die 5 meisies bietjie oordryf, toe jy my daarvan beskuldig om maar slegs spyt oor hulle te gehad het, vanweë die aanmerklike wins wat my ontgaan het deur hulle dood, wat trouwens nie maar net te wyte was aan 'n geringe verkrachting nie, maar aan die hertoetrede van 'n gevaarlike kwaal. Ek sou selfs etlike geloofwaardige getuies kon oproep, wat gehoor het dat ek Zeus vurig gebid het, om die 5 meisies vir my te bewaar, en ek lê voor die gode 'n eed af, dat ek die meisies vir altyd as dogters by my sou hou, as hulle gesond sou word en in die lewe sou bly. Toe egter, ondanks alle sorg, al 5 met verloop van 30 dae tog sterwe, was ek ontroosbaar en lê nogmaals 'n eed af, om geen meisies weer aan te raak, en geen slawehandel meer te dryf nie. Daaraan hou ek my tot op hede, en juist daarom het ek ook hierheen getrek, en het ek my besittings gekoop, waarvan ek deur die vuur nou alles verloor het, wat ek vir my ooit erns verwerf het. Sê jy nou eers of ek ook hierdie keer onwaarheid gepraat het. Nou, nog steeds is hierdie argument pateties, want hy is die direkte oorsaak dat die 5 arme meisies wat hy verkrag het, wat heel moontlik onder 14 was, hulle ook nog 'n verskriklike geslagsiekte opgeloop het, direk as gevolg van sy geilheid. En hulle het toe aan hierdie siekte gesterf. Onthou, daar was nie dokters waar jy kon penicillin kry of enige antibiotikas en goed om dinge te genees soos vandag die geval is nie. En hulle het gesterf en nou sê die ou, ja, maar as gevolg daarvan het ek nou opgehou daarmee. Sulke verontskuldigings werk nie voor Vader nie, want jy het nie die skade wat jy gedoen het goed gemaak nie. Jy het nie berou oor die oorsaak van jou sonde nie. Maar hier is 'n duidelike bewys dat hy berou het oor die gevolge van sy sonde. En dit sê ek altyd vir alle mense wanneer ons in 'n situasie is, wanneer ons 'n beregting moet uitvoer. En ons moet dit doen, want dit is 'n groot organisasie, byna 600 mense, en daar moet tog orde wees. Maar ware berou vind eers plaas as jy berou het oor die oorsaak van jou sonde, naamlik jou eie innerlike hoogmoed en geen gevoel vir ander mense se lewens nie. Maar as jy terugkom en jy staan by die hek en sê, dis koud daar buite, ek het nou onder boom geslaap vir 'n paar dae, ek het nou baie berou, ek wil asseblief terugkom. Daai berou is nie reg nie. Dit is 'n berou as gevolg van eie liefde, wat nou 'n bietjie skade gelei het, en nou wil jy terugkom, maar jy het nie berou oor hoekom is hy in die eerste plek gevra om te loop nie. In baie gevalle is dit iemand wat nie sy voete in die huis wou hou, in sy eie huis hou nie, en het hy met ander manse vrouens begin lol, en oorbodig gedrink of dwelms gebruik. Hulle het nie berou daaroor nie. Hulle het nou net berou oor wat nou nie so lekker is daar buite nie. En dit is presies hierdie ou se berou. Hy verontskuldig hom nou eintlik voor Johannes. Nee, maar ek het opgehou, ek het nooit weer daarna sulke goed gedoen nie. Dit is nie berou nie. Dit is eie ek, eie liefde, verontskuldigings.
So, ons sal nou môre sien wat nou so erg is dat Joshua nie eers die vrouens daarby toegelaat het nie. Daai tyd het ander reëls gegeld as vandag. So ons kan maar almal daarna luister. Ek sal nie vra dat die vrouens moet uitgaan nie. Baie dankie. Ons gaan môre verder.